Ek wil vanaand vir ons deel uit Johannes 8, die owerspelige vrou. So ons lees uit Johannes 8. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom toe gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap, en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly. En die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. So wie van ons hou regtig van verandering? Ons ken almal die ou gesegde, change is as good as a holiday. Maar wie van ons stem werklik saam? 'n Vakansie klink wonderlik, veral wanneer ons moeg, oorlaai en uitgeput is. Dan verlang ons na rus, na iets nuuts, na breek van die gewone. Maar verandering is nie altyd soos 'n vakansie nie. Verandering kan ongemaklik wees. Dit kan ons uit ons gemaksone ruk. Dit kan uitdagend en selfs pynlik wees. Partykeer beteken verandering dat ons dinge moet los, wat vir ons veilig en bekend voel. En tog, sonder verandering is daar geen groei nie. Sonder verandering bly ons vasgevang waar ons is. In Johannes 8 ontmoet ons mense wat met verandering gekonfronteer word. Mense wat vasgevang is in sonde, in skuld, in tradisie en selfgeregtigheid. Maar dan kom Jesus en hy bring 'n ander soort verandering. Daar is geen besluit wat so lewensveranderend is soos om voor die kruis van Jesus te staan nie. Daar is niks wat ons lewensveranderend is as om gekonfronteer te word met die regter oor lewe en dood nie. En dit is wat moet gebeur vir elkeen van ons om verlos te word van elkeen van ons sonde. En elkeen wat in sonde vasgevang is. En dit is elke een en elke mens wat veroordeel is tot die hel. Elkeen van ons gaan voor die regterstoel van Christus te staan kom. En as ons met dit gekonfronteer word in hierdie lewe, is dit een ding wat jou lewe totaal handomkeer verander. En dit vra verlossing of tot die ewige veroordeling tot die hel. En dit is presies wat met hierdie vrou gebeur wat in oorspel gevang is. Sy kom verskyn voor die regterstoel. Al het die fariseërs nie so gedink en die mense dit nog nie besef nie. Sy kom verkeer voor die regter oor lewe en dood. En dan sien ons hoe Jesus met haar, maar nie net met haar nie, met elke een van hulle te werk gaan. In die eerste plek, voordat daar genade kan wees, moet daar eerlikheid wees. Ons moet onsself sien soos dit is, skuldig en sondig en hulpeloos voor God en sonder God.
En dan vryspraak en vergifnis in die tweede plek, maar ook 'n nuwe toewyding en 'n lewensverandering in die derde plek. As die skrifgeleerdes en die fariseërs hierdie vrou na Jesus toe bring, sy is in oorspel betrap, word daar vir ons gesê. Met ander woorde, daar is nie 'n twyfel oor haar sonde nie. Hulle het haar in oorspel betrap. En sy ontken dit ook nie. Sy kan nie eers sê, dit is nie so nie. Sy is op die daad betrap. Daar is geen verskonings nie. Hulle kom na Jesus toe en dit lyk of hulle regsadvies soek. Dit lyk of hulle hom kom vra vir raad. Wat moet ons met hierdie vrou doen? Help ons. En die woord vrou wat hier gebruik word, dui aan dat sy 'n getroude vrou was. En die wet van Moses sê dat sy gestenig moet word. En nou kom hulle na Jesus toe en sê hierdie vrou is in oorspel betrap. En die wet van Moses sê sy moet gestenig word. Wat sê u? Vertel ons. Ten spyte dat dit lyk of hulle kom raad soek, word dit ook duidelik dat dit glad nie die bedoeling is nie. Daar is paar goed wat vir ons sê dat hulle bedoeling anders was. In die eerste plek, as die vrou op die daad betrap is in oorspel, beteken dit, daar moes nog iemand betrokke gewees het. Waar is hy? As hulle die vrou op die daad betrap het, besig met oorspel, waar is die man waarmee sy oorspel gepleeg het? Hoekom bring hulle hom nie ook nie? As hulle regtig opreg was, as hulle regtig vir reg en geregtigheid gestaan het en na 'n ware uitspraak gesoek het, waarom die man ook bring nie? Waarom net die vrou? Dit is my eerste vraag. Die tweede vraag, as dit regtig hulle bekommernis was, as die wet van Moses hulle bekommernis was, as die eer van die Here hulle bekommernis was, as die heiligheid en die saligheid van die gemeenskap hulle bekommernis was, waarom bring hulle dit na Jesus toe wat in hulle oë geen gesag gehad het nie, en in die Romeinse oë geen gesag gehad het nie? Terwyl hulle skrifgeleerdes en fariseërs is, waarom haar nie vat na die Joodse raad nie? Hulle het gesag om so uitspraak te maak. Hulle is die Joodse godsdienstige gesag, en hulle het waarskynlik die geken wat die vrou vir Jesus gebring het. Sommige van die mense was waarskynlik skrifgeleerdes en fariseërs gewees. Die kans is goed dat van hulle self op die Joodse raad was. So hulle is nie opreg nie. Hulle bring haar na Jesus toe om hom in 'n lokval vas te trek in 'n situasie waar hy nie kan wen nie. En dit is waarmee hulle besig is. Die fariseërs en skrifgeleerders het nie 'n goeie verhouding met Jesus gehad nie. Jesus het gereeld hulle skynheiligheid uitgewys. Hulle gereeld gewys daarop hoe hulle vir ander mense wette maak wat hulle self nie wil nakom nie. Hoe hulle die hart van die wet verstaan, maar dit self nie wil toepas nie. Hoe hulle mag misbruik, en dan maak hy uiteindelik 'n uitspraak wat as godlastering beskou word. En nou bring hulle die vrou na hom toe, en wat hulle doeltreffend doen met hom, is wat iemand doen wanneer hy jou vra, broer, slaan jy nog steeds jou vrou? As iemand na jou toe kom en vra, slaan jy nog steeds jou vrou, is hy nie besorg oor jou vrou nie. Hy is ook nie bekommerd oor haar welstand nie. As iemand jou vra, slaan jy nog steeds jou vrou, is dit om jou in 'n posisie te sit waar jy nie onskuldig kan uitkom nie. Dit is of nee, ek slaan nie meer my vrou nie, maar ek het in die verlede, so ek is skuldig daaraan. Of, ja, ek slaan nog my vrou en ek is heiliglik skuldig daaraan. Dit is wat hulle doeltreffend besig is om te doen. As Jesus sê ja, as sy op die daad betrap is en Moses se wet sê sy moet gestenig word, en hy is die een wat die uitspraak maak dat die doodstraf op haar voltrek moet word, dan is hy in die moeilikheid by die Romeinse raad. Want die Jode het nie die mag om die doodstraf te voltrek onder die Romeinse owerheid nie. En aan die ander kant, as hy sê nee, spreek haar vry, dan is hy in die moeilikheid by die Joodse owerhede, van die wet van Moses sê, dat iemand wat in oorspel betrap is, gestenig moet word. So dit is 'n onmoontlike situasie.
So as hulle hierdie vrou daar tussen hulle laat staan, is dit nie oor hulle besorgdheid oor die welstand van die volk, of die kultuur van die volk nie. Dit is nie die besorgdheid oor die vrou wat in sonde geval het, en daarin voortleef nie. Dit is nie die besorgdheid oor God se eer nie. Dit is eenvoudig 'n lokval. In vers 6 sê dat die gesindheid van die fariseërs verkeerd was. Hulle soek iets om van te beskuldig. Maar die ironie is as hulle maar net opreg was. As hulle net die waarheid by hom gesoek het. As hulle werklik 'n regverdige oordeel by hom gaan soek het, sou hulle dit by hom gekry het. Want hy is regmatig die een wat die mag het om te oordeel tussen lewe en dood. Dit klink skokkend dat ek en jy soos die fariseërs in hierdie storie kan wees. En ons kan gerus bietjie daaroor gaan nadink. As Spreuke enigstens doen wat dit moet doen, word ons elke Sondag gekonfronteer met die kruis van Jesus. Word ons elke Sondag na Christus toe gesleep en voor die kruis neergesit. En word ons elke Sondag voor hom laat staan. En elke Sondag staan ek en jy of in die posisie van die owerspelige vrou, of in die posisie van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ons is of die een wat daar staan met die skuld en die sonde, of ons is die wat iemand anders soontoe bring. En dit is ongelukkig te gereeld dat ons die ander persoon is. Dat ons die persoon is wat iemand bring, en dat wanneer daar iets gesê word, en ons met sonde gekonfronteer word, in die kerk sit en sê, ek hoop Piet luister nou mooi daar, en ek hoop hy hoor bietjie wat nou daar gesê word, dan is ek die fariseer wat in die ander persoon voor Christus bring, en al die fokus en al die aandag op sy sondes plaas. Maar dan kom Jesus, en dit moet ons besef, ons flous nie die Here nie. Ons flous dalk mense daarmee, ons kan ander mense oortuig, ons kan sonde wegpraat, ons kan dit afwater, ons kan dit regverdig, soveel as wat ons wil, ons dink ons flous ander mense, maar ek dink baie gereeld ook nie. Ek dink baie mense knik maar net, as hulle sien hoe iemand hulle sondes probeer regverdig en sê, ja goed, jy dink seker jy oortuig my, maar jy doen eintlik nie. Maar miskien is dit moontlik om sommige mense te oortuig, maar jy flous nie die Here nie. As die skrifgeleerdes en die fariseërs en die vrou voor Jesus kom staan, dan weet hy presies wat in elke een van hulle se harte aangaan. En so ook wanneer ons voor hom kom staan, of ons nou die fariseërs is, wat iemand anders voor Jesus kom insleep, en of ons die sondaar vrou is wat voor hom kom staan, weet hy presies wat in ons gedagtes aangaan. Hy weet presies wat in ons harte aangaan. Hy weet presies wat uit my en jou mond kom. En hy weet presies wat my en jou hande doen elke oomblik van elke dag. Ons flous hom nie. Hy weet ook wat hulle motiewe is. En die antwoord wat die Here gee, trap ook nie in die strik nie. En dis meesterlik wat hy doen. Hy ontken nie die sonde wat sy gedoen het nie. Hy sê nie sy is onskuldig nie. Of dit is nie waar nie. Hy regverdig dit nie. Hy probeer dit nie wegpraat nie. Hy probeer dit nie toesmeer nie. Inteendeel, hy sê dis reg. Moses se wet sê sy moet gestenig word. Stenig haar dan. Doen dit. Kom die wet na. Maar dan voeg hy by dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En nou word die fariseërs en die skrifgeleerdes in dieselfde verleë posisie gestel, want nou is hulle in die posisie gestel waarin hulle Jesus probeer plaas het. Hulle het hom probeer plaas in 'n posisie waar hy die doodstraf moet voltrek of die vrou vryspreek. En nou sê hy vir hulle, goed, doen julle dit. Voltrek dan nou die doodstraf. Gooi haar dood. Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En as jy nie die vrymoedigheid het nie, dan spreek haar vry.
Hulle mag net so min soos hy die doodstraf voltrek in die Romeinse ryk. Maar wat hy effektief doen, is dat wanneer hulle haar na hom toe sleep, dan dwing hy hulle om selfondersoek te doen. En sê, hou op ander mense voor die regterstoel te kom neersit. En plaas jouself daar. En kyk na jouself. En dan begin hulle omdraai soos wat gebruik was van die oudste na jongste en hulle loop weg. En dan kom die belangrikste deel, gaan nie vir Jesus oor hulle nie, net oor hulle nie. Dit gaan ook oor haar, sy is 'n sondaar, en hy ontken dit nie. Maar hy verlos haar. Hy verlos haar uit die hand van die oneerlike aanklaers. En Jesus doen in sy lewe wat hy deur sy sterfte later sou doen. Hy bied verlossing aan elkeen wat voor hom kom staan en hulle sonde aan sy voete kom neersit. En van hom totaal afhanklik is. Hierdie vrou sê nie 'n woord nie. Sy is totaal afhanklik van sy genade en sy barmhartigheid. Hy kan met haar doen net wat hy wil, maar hy skenk genade en hy skenk vergifnis. Want dit is wat hy doen, want dit is hy wat die reg het om te oordeel oor lewe en dood. En so kan elkeen van ons aangekla word, en so kan elkeen van ons staan gemaak word voor die kruis van Christus. En elkeen van ons kan in daai posisie gaan staan, en nie een van ons kan sê, ek is onskuldig nie. Ons sal ons almal self werp voor die genade en die barmhartigheid van Jesus Christus. En as jy die behoefte het om dit te doen, as jy die innerlike drang het om dit te doen, is dit omdat dit die Heilige Gees dit in jou gewerk het. Want ons kan dit nie op onsself en uit onsself doen nie. As die Heilige Gees jou dring om jou sonde voor die voete van Jesus te sit en te sê, Here, ek het niks hiervoor om te sê nie. Ek onderwerp my aan U. Ek werp my voor U genade en barmhartigheid. Dan is dit omdat die Heilige Gees jou daartoe gebring het. En dan die woorde van die Here Jesus Christus reg deur die Nuwe Testament, iets wat in jou gesê word, jou sondes is vergewe. Jy is vrygespreek, en ek het reeds daarvoor betaal. In die geval van die owerspelige vrou het Jesus kort daarna daarvoor betaal aan die kruis. En in ons geval het hy 2026 jaar terug daarvoor betaal. Maar die effek is dieselfde. As jy jouself voor die kruis van Christus neerwerp, en jy onderwerp aan hom, en hy opregtheid jou sonde voor hom bely, dan is dit vergewe. En dit is betaal. En dan in die derde plek, baie mense sou hierdie gedeelte hier wou stop. Die vraag is, het niemand jou veroordeel nie? En die vrou antwoord, nee, niemand nie. En Jesus sê, ek ook nie. Vrygespreek en vergewe. En daar wil baie mense stop en sê, maar jy mag nie oordeel nie. Voor jy oordeel, gooi jy dan die eerste klip. En as jy sonder sonde is, gooi jy dan die eerste klip. Maar dit is nie waar dit eindig nie. Christus ontduik nie die verantwoordelikheid nie. En hy neem ook nie die verantwoordelikheid weg nie. En die laaste sin sê Jesus aan die vrou, gaan dan heen en sondig nie meer nie. Jesus het nie gesterf om eindeloos te ly en fisies, geestelik en emosioneel. En so die prys van sonde betaal vir dit wat nie een van ons kon dra nie. Net sodat ek en jy kan voortgaan in ons sondige lewe nie. Dit eis van my en jou 'n nuwe toewyding. Dit eis van my en jou 'n daaglikse toewyding. Dit eis van my en jou om ons daagliks voor die kruis van Jesus te bring. Soos dat ek en jy die heel eerste keer voor Jesus kom staan het en ons sonde bely het en te erken en vergifnis te ontvang en daaruit te leef, daaruit te verander en te groei en te ontwikkel in die geloof en meer soos Christus te word. Ons weet nou nie hoe die vrou se lewe verder gelyk het nie. Maar dit is amper ondenkbaar om te dink dat sy hierdie ervaring gehad het op die drempel van dood. En daarom gedraai het en maar net voortgegaan het met haar owerspelige lewe. Ons weet nie. En dit word vir ons oopgelaat.
Wanneer ons opreg glo in Jesus se kruisdood en ons sonde bely, dan moet daar 'n nuwe toewyding wees. Daar moet 'n nuwe verandering kom. Jesus het ons lewe gespaar deur op die kruis vir ons te sterf. En daarom behoort ons lewe nou aan hom. Daar moet 'n nuwe toewyding wees teenoor die een wat ons vrygespreek het. Daar moet nou 'n algehele oorgawe en 'n toewyding wees en sê alles wat ek nou doen, doen ek in diens van hom wat my vrygespreek het en my verlos het. En dit hoef ons nie op ons eie te doen nie, want vir elke een van ons wat in die Nuwe Testament lewe, is die Heilige Gees in die harte van elke gelowige gestort. Ek en jy hoef nie op onsself staat te maak om dit te doen nie. Die Heilige Gees bring ons daagliks voor die kruis. Die Heilige Gees bring my en jou om te bely. Die Heilige Gees bring my en jou om te erken en dit te verklaar. En om my en jou voor die genade en die barmhartigheid en die liefde van Jesus te werp. Die Heilige Gees bevestig in ons harte dat ons vergewe is. Die Heilige Gees help my en jou om elke dag te stry teen die sonde. En om meer en meer Christus gelykvormig te word. My gebede is dat ons voor die kruis van Jesus kom staan. En voor hom kom staan nie as die aanklaer nie, maar as die aangeklaagde. As die owerspelige vrou. En te sê ek is skuldig, ek het niks om vir myself te sê nie. Ek het geen verskonings nie. Geen regverdiging nie. Ek is skuldig en ek is onderhewig en onderworpe aan die genade en die liefde en die barmhartigheid. Dat ons elkeen voor die kruis van Jesus sal kom staan vanaand en sal besef, ek en jy is vergewe. Ek en jy het vryspraak ontvang. Die prys is betaal. Dat ons voor die kruis sal staan en ons opnuut sal toewy aan hom. Ons lewens aan hom sal wy en alles aan hom sal wy en aan Jesus sal oorgee. Dat ons meer en meer Christus gelykvormig sal word. En dat dit sigbaar sal word as getuienis tot verheerliking tot God se naam. Of ons afsluit met 'n kort gedagte. Die wêreld hou klippe in hulle hande, maar Jesus hou genade in sy hand. En vanaand sê hy vir elkeen van ons, ek veroordeel jou nie, gaan en leef 'n nuwe lewe. Amen. Ons sluit die oog. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat ons kon rus, Here. Dankie dat ons vanaand hier voor U kan kom, Here. Dankie dat ons ook elkeen van ons eie gebedsversoeke het, Here, in ons harte dit voor U bring, Here. Elkeen van ons het ons eie worstelinge en ons het ons eie probleme, Here. Here, ons is sondig voor U, Here, en ons kan dit nie stry nie, ons kan dit nie wegpraat nie, Here, ons kan dit nie keer nie, Here. Here, U ken elke een van ons harte, U ken ons dade, ons doen en late, U ken ons paaie wat ons elke dag stap, Here. En ons kom vanaand voor U skuldig en ons kom vra, Here, dat U vir ons sal vergewe, Here, dat U vir ons paaie sal gelyk maak, ons die pad van heiligmaking sal stap, Here, dat U met ons sal wees en dat U vir ons sal help, Here. Here, ons verklaar ons afhanklikheid van U, Here. Daar is niemand soos U nie, Here. Here, dankie dat U bemoeienis met ons as sondaars maak, Here. Dankie dat U vir ons is, Here. Dat U ons vrygespreek het en dat Jesus vir ons die prys aan die kruis betaal het, Here. Mag dit wat ons doen, Here, tot opbouing van U koninkryk sal wees, Here. Dat U vir ons sal help, ons sal bemoedig en ons sal versterk, Here, daar waar ons swak is en wat ons is, Here. En Here, ons eer U daarvoor, Here, ons bring al die lof en al die eer aan U, Here. Here, gaan ons vooruit vanaand, wees ons genadig, Here, beskerm vir ons. En Here, daar waar ons 'n nuwe week begin en 'n nuwe week ingaan, Here, vra ek, Here, dat U vir ons ook die paaie sal gelyk maak en vir ons sal beskerm in die week, Here. En Here, dat ons lewe sal getuig, dat ons as Christene in die buitewêreld sal lewe, Here. Ons lewe in 'n gebreekte wêreld, Here. Maar Here,
U hou vir ons hoog en U hou vir ons sterk, Here. Ons vra al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen in Jesus naam. Amen.